Goeiemôre graad 9, aangename kennis. Pleased to meet you. My naam is Juffrou Sipping. Ek is julle Afrikaans onderwyser vir vandag. Dit is Afrikaans eerste addisionele taal, first additional language. So, in vandag se aktiwiteit wat ons gaan doen is intensiewe vorm. We're going to be doing intensive form. Die les gaan oor intensiewe vorm. Meeste van die tyd in ons les vandag sal ek in die klas aanbied in Afrikaans. Ek sal vertaal, translate, hier en daar, sodat julle kan volg en verstaan wat ek sê. Follow and understand. Okay, so, hoe gaan ons werk vandag? Julle gaan in groepe verdeel word, groepe van 4 tot 5 leerders. Julle sal besluit watter leerder julle groepleier sal wees, en dan gaan julle saamwerk. Ek gaan vir julle spesifieke vrae vra oor julle ervaring van vorige tyd oor intensiewe vorm. Previous knowledge of intensive form sal ek vra. Okay? Dan sal julle bespreek as vriende in julle groep en as 'n groep in die klas. En dan gaan die leier sal dan julle antwoorde bymekaar sit, en wanneer julle tyd klaar is, moet julle dan beantwoord. Okay. En dan gaan julle klasaktiwiteit kry waar julle saam gaan werk, en die leier gaan dan vir julle wys en sê wat sy of hy dink is die beste antwoorde wat julle almal bymekaar gebring het. En dan aan die einde van die les voor julle uitgaan, ons noem dit 'n exit ticket. En met die exit ticket sal ek dan sien as julle werk geskryf, het julle die werk verstaan, en of julle nog tyd nodig om die werk klaar te maak, miskien by die huis, en of julle dan ook huiswerk moet kry. If you are supposed to get homework, and or if you will finish your activity at home. Kom ons begin. Okay. So, in julle vorige ervaring, prior knowledge van intensiewe vorm, wil ek graag hoor en weet, wat kan julle onthou? Mag julle asseblief 2 minute vat, of neem, en met mekaar gesels in die groep, wat kan julle onthou van julle vorige ervaring, previous knowledge, oor intensiewe vorm. 2 minute begin nou. Julle tyd is klaar, graad 9 is, okay. Nou dat julle verstaan en julle weet waaroor die les gaan, you understand, my apologies, kan ons nou vorentoe gaan en praat oor die objektief van ons les vandag, the objective of our lesson today. Okay. So, by die einde van vandag se les moet leerders ten minste 5 verskillende intensiewe vorme ken. 5 different intensive forms. Julle moet dan ook sinne kan skryf met daardie 5 verskillende intensiewe vorm. Die leerders moet ook kan verstaan as hulle 'n woord kry, hoe om daardie woord te verander, to change that word into intensive form, om dit te verander na intensiewe vorm. Okay. Die leerders moet ook seker kan maak dat hulle sinne kan maak as die aktiwiteit vir julle woorde gee, dan moet julle eie sinne kan maak. En dit sal dan vir julle help om julle Afrikaans te bou, julle woordeskat te bou, en ook sinne kan praat met vriende en of verskillende mense. Okay. Dit sal julle ook help om baie akkuraat te praat in Afrikaans, veral met intensiewe vorme van woorde. Okay. Dan gaan we are going to continue now. So, in Afrikaans gebruik ons intensiewe vorm. In Afrikaans we use intensive form. Intensiewe vorm word gebruik om druk of woorde te beklemtoon,
beklemtoon, my apologies. Beklemtoon, emphasize. We use those words to emphasize. Jy kan verskillende goed beklemtoon. You can emphasize several different things. The beautiful girls in the classroom, for an example. Die mooi meisies in die klas. Dan kan jy miskien byvoorbeeld sê, hulle is popmooi. Jy kan ook praat oor hoe koud dit is daar buite. 'n Paar van julle het wat daardie voorbeelde ook gegee. Julle kan praat oor wanneer somer kom, hoe groen die gras is. Verskillende sinne en verskillende woorde, different words and different, I can call it idioms and or words, can be put together so that a certain word can be intensified. Verskillende woorde kan by mekaar gebring word, sodat sekere woorde dan in intensiewe vorm geplaas word. Okay. So, aan die einde van vandag se les, sal julle kan praat in intensiewe vorm woorde, of sinne skryf in intensiewe vorm. Julle sal dit kan gebruik as julle kreatiewe skryfwerk doen. Julle sal intensiewe vorm kan gebruik as julle opsommings doen. You'll be able to use intensive form sentences when you are using the sentences for creative writing, whether it be an essay, 'n opstel, lang transaksionele skryf, kort transaksionele skryf. Is daar iemand in die klas wat vir my kan sê, wat is lang transaksionele teks en kort transaksionele teks in Engels asseblief? Wys my 'n hand. After I've asked the question to the learners, that may they show me what is a long transactional and a kort transactional. Learners answer, and I correct if I need to correct. Baie mooi. So, nou dat ons begin met ons werk, het ons klaar ons objektief uitgestel, en ons het klaar gesê wat ek en jy moet weet aan die einde van ons les in vandag. Die resources, die boeke en navorsing wat ek en jy gaan vandag gebruik, sal ons Afrikaans sonder grense teksboek wees. Dit sal 'n video wees van YouTube van 'n spesifieke onderwyser. Dit sal ook ekstra research, ekstra navorsing vrae sal dit wees, wat ek dan ook navorsing daarop gedoen het. So dit sal ons resources, ons ekstra boeke is wat ek en jy vandag sal gebruik. Okay, graad 9's. Julle mag julle Afrikaans klaswerkboeke uithaal asseblief. En nou gaan ons begin met ons les. So, julle gaan vandag se datum skryf. Julle gaan skryf taalstrukture en konvensies as 'n opskrif. En onder die taalstrukture en konvensies gaan julle vir my skryf intensiewe forme. So, ons het klaar gepraat met voorbeelde van intensiewe vorm. Wat sal nou gaan ek vir julle 'n paar vrae vra voor julle nou aangaan. As ons sê dit is baie koud, hoe skryf jy dit in intensiewe vorm? Baie oud en baie moeg. Daar sê, okay. Hier's 'n voorbeeldsin. My oupa is baie oud. Skryf asseblief hierdie sin in intensiewe vorm, graad 9. Baie mooi. Mag julle ook asseblief die een skryf van die man is baie ryk. Okay. Dan wil ek net weer druk plaas op hierdie sin, just to emphasize. Onthou asseblief dat intensiewe forme word gebruik om te beklemtoon. Dit word gebruik to emphasize, beklemtoon, emphasize. En dis hoe julle dan julle aktiwiteit gaan doen. Nou dat ek klaar verduidelik het wat intensiewe forme is, kan julle asseblief as 'n groep mense met mekaar bespreek oor die klasaktiwiteit wat julle gaan doen en julle vrae beantwoord.
En dan aan die einde van vandag se les het ek 5 ekstra woorde geskryf waarin julle dan individueel by die huis ekstra sinne gaan maak met daardie 5 intensiewe vorme woorde. Okay. Grade 9s, please raise your hand. Steek asseblief jou hand op of vra jou groepleier. Please ask group leader as jy nie iets verstaan nie. Baie dankie graad 9.